Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou eindeksamen voorbereiding. Ek bespreek die Gauteng se rekordeksamen van 2024, vraestel 2, vraag 9. 9.1. In die diagram hieronder is O die middelpunt van die sirkel. Punte S, T en R lê op die sirkel. QS is 'n raaklyn aan die sirkel by S. Gebruik die diagram om te bewys dat die hoek tussen die raaklyn en die koord gelyk is aan die hoek in die teenoorstaande segment. Met ander woorde, ons wil bewys dat QST, daar die kleintjie daar, gelyk is aan hoek R. Nou hierdie stelling word omtrent 70% van die kere gevra. So ek stel voor jy sorg dat as daar een stelling is wat jy leer, dit hierdie ene is. En hy is eintlik baie maklik. Nou wat ons kort, is ons kort 'n konstruksie. Ons trek 'n middellyn en ons verbind R aan K. So K het nou daar ingevlieg, so dis enige punt, jy kan hom genoem het wat jy wou. So jy het vir, kyk net weer, ons het vir SK die middellyn getrek en ons het vir KR verbind. Nou hier is die bewys. Hoekie SK. Hoekie SK. Dit is daardie hoek. En hy is 90 grade. En die rede hoekom hy 90 grade is, radius loodreg op die raaklyn. Dan het ons hoek SRK. Dit is daardie hoek daar. Hy is ook 90 grade. Hoekom? Want daardie hoek is op die omtrek en hy word onderspan deur die middellyn KS. So die regte rede, hoek en halwe sirkel. Maar wat weet ons ook? Ons weet dat hoek TSK, kom maak hom 'n ander kleur, TSK, dis daar die kleintjie daar, is gelyk aan hoek TRK, dis daar die kleintjie daarso. Nou wat sien jy nou? Albei van hulle, hierdie ene, bestaan uit 'n 90 grade hoek en 'n sterretjie, en hierdie ene bestaan uit 'n 90 grade hoek en 'n sterretjie. So, daarom kan jy net gaan en sê, dus, die rede vir daardie twee sterretjies is, dis hoeke in dieselfde segment. So nou kan jy net gaan en sê, daarom sal hoek QST gelyk wees aan hoek R. En dis die bewys, daar gaan jy volpunte kry. Nommer 2. In die diagram is D, E en F punte op die sirkel met middelpunt O. Middelpunt Q bedoel ek. A, G, F is 'n raaklyn aan die sirkel by F. ED is verleng om die raaklyn te ontmoet by A. B en C is punte op AE sodat GB ewewydig is aan FD. GC is verbind. GDCF is 'n koordevierhoek en hoek FQD is gelyk aan 2x. Nou, hulle het vir jou ongelooflik baie inligting gegee hierso. Nou die eerste ding wat hulle vir jou vra is, gee 'n rede hoekom hoek E gelyk is aan x. Nou kom ons kyk gou-gou, waar is hoek E? E is hierdie een hierso. En wat wel vir ons gegee is hierdie hoekie daar in die middel. En ons het 'n stelling wat sê die middelpuntshoek is 2 maal die omtrekshoek wat deur dieselfde koord of boog onderspan word. So daarom kan ons sê dat E is x, hy gaan die helfte wees van daardie hoek by Q. Middelpuntshoek is 2 maal die omtrekshoek. En ek sê altyd vir my studente, en jy is nou een van hulle, dat die een in die middel is vet, hy speel PlayStation, en die een buite is maar, want hy hardloop buite rond. Nommer 2. Bewys dat GC ewewydig is aan FE. So ons wil wys dat GC ewewydig is aan FE. Nou, hoek F1 is gelyk aan hoek E. Hoekom kan ons dit sê? F1 is gelyk aan hoek E. Want, kan jy sien, dis die hoek tussen die raaklyn en die koord is gelyk aan die hoek in die teenoorstaande segment. En ons het mos net nou gesê,
E is X, so F1 gaan ook X wees. Dan het hulle vir ons heel aan die begin gesê, kyk gou op die skets, C, D, F, G. Daardie is 'n koorde vierhoek. En nou, okay, daar was nou net die vorige rede. So nou kan ons gaan en sê, dat ek net vir jou, vir jou wys, dat daardie hoek, C1, is ook gelyk aan hoek F1. Met ander woorde, hy gaan dan nou ook X wees. Hoekom? Want dit is die buitehoek van 'n koorde vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. So nou, as jy nou na die geskryf kyk, kan jy sien, hierbo F1 is gelyk aan E, C1 is gelyk aan F1. So daar is die gemeenskaplike ene. Dus kan 'n mens gaan en sê dat C1 is gelyk aan hoek E. En jy kan dit sien, C1 is wel gelyk aan hoek E, wel is albei gelyk aan hoek X. En dit veroorsaak dan nou dat GC ewewydig is aan FE, want daardie twee hoeke, C1 en E, hulle vorm ooreenkomstige hoeke en hulle is gelyk. So met ander woorde, daardie twee lyne kan net gelyk wees. Ag, nie gelyk nie, ewewydig bedoel ek. Onthou jy nou, uit die vorige vraag het ons mos nou besluit dat GC is ewewydig aan FE. Nou sê die vraag, ons moet bewys dat AB op BD gelyk is aan AC op CE. Nou goed, die eerste ding, omdat daar hierdie ewewydige lyne is, dan beteken dit ons kan ons eweredigheidsstellings gebruik. Dis die matriekwerk. So nou kan jy sê dat AB op BD, ek gaan vir jou inteken, AB op BD is gelyk aan die verhouding AG op GF. En dit is ons eerste eweredigheidsstelling, want GB is ewewydig aan FD. Verder kan ons gaan. Ek gaan nou net my pen se kleur verander. En ons kan sê dat AG, nou waar is AG? AG op GF is nou gelyk aan die verhouding, kyk nou, AC op CE, dit is nou die grootte. En hoekom kan ons dit sê? Eweredigheidsstelling, want GC is ewewydig aan FE. En daarom kan jy nou hierso sien, hier is AGGF, AGGF. So daai twee is gelyk. Dus kan ons sê dat AB op BD is gelyk aan AC op CE. Dit word nou verder gegee dat AB gelyk is aan 12 eenhede, CE is 22,5 eenhede en 5AG is gelyk aan 4 GF. Bepaal die lengte van CD. Nou aan die linkerkant sal jy nou sien, ek het nou net die inligting van die vorige vraag ook vir ons daar neergeskryf, want ek dink ons gaan dit gebruik. So ons kan nou begin deur te sê, kom ons kyk nou, ons werk gou met wat hulle vir ons gegee het. Hulle het vir ons gegee, 5AG is gelyk aan 4 GF. So, ons kan nou so 'n bietjie hierso gaan werk en die GF wegdeel en die 5 wegdeel. Dan kry ons 'n verhouding, AG op GF is dan 4 op 5. Maar, kyk hierso. Daar het ons AG op GF is gelyk aan AB op BD. En ons het nou net gesê, AG op GF is gelyk aan 4 op 5. Ons weet, AB is vir ons gegee, dat dit 12 is. So in AB se plek daar, het ons 12 geskryf op BD, is gelyk aan 4 op 5. En nou, kom ons los vir BD op, maar wat ek nou eers gedoen het,
is ek het nou net hierdie ene omgedraai en ek het daai ene omgedraai, sodat BD bo is, en dan maal ek net die 12 beide kante weg, en ek doen dit met my sakrekenaar en ek sien dat BD is dan nou 15. Verder kan ek gaan en sê, ons weet mos, kyk gou hier, ek ons wat 'n ander kleur, sommer blou. Kyk hier, AG op GF, wat hierdie ene is, AG op GF, wat AG op GF is dan nou 4 op 5. Maar AG op GF is gelyk aan AC op CE, wat 4 op 5 is. So nou kan jy sê AC op CE is 4 op 5. En dis vir ons gegee dat CE is 22,5. So jy kan sê AC op 22,5 is 4 op 5, maal met 'n 22,5 beide kante, en jy kry dat AC is gelyk aan 18. Nou goed, wat wil ons weet? Ons wil CD weet. Nou as jy gaan kyk op die skets, kan jy sien, ons het vir BC is gelyk aan AC minus AB. En ons weet AC is 18 en ons weet AB is 12, want dis vir ons gegee, dus is BC se lengte 6. So ons het hierdie ouetjie is 6, en laastens by DC. DC is gelyk aan die hele BD minus, gaan jy wys, die hele BD minus BC, wat ons nou net uitgewerk het. So, BD het ons hier gesê, was 15, minus, BC het ons nou net uitgewerk is 6, en daarom is DC 9. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. As jy klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo, dan vat dit jou na die volgende vraag van hierdie vraestel. Regs sal jy sien het ek vir jou 2 playlists gesit. Daar is sommer die graad 11 playlist oor Euklidiese meetkunde, sowel as die graad 12 playlist oor Euklidiese meetkunde.